Die van julle wat vandag by ons kuier, en jy weet waarmee is ons besig nie. Ons is besig met 'n reeks, waar ons kyk na hoe Israel uit Egipte uitgetrek het, en dan deur die woestyn saam met God beweeg. En is in hierdie woestyn waar ons kardinale goeters leer, van hoe God verhouding bou met Israel, en hoe moeilik hierdie verhouding gaan. Ons het al hierdie pragtige simbole van goed wat God wil hê, Israel moet weet, en dan elke week, dan kyk ons, wat is die les wat ek kan uithaal vandag vir my verhouding met God? Nou vandag kyk ons na een van die mees bekendste gedeeltes in die Exodus verhaal. Exodus 32. Ons kyk vandag na Exodus 32, en julle gaan nou sien waaroor dit gaan, baie van julle weet wat staan daarso. Maar voordat ons na Exodus 32 kyk, want dit is een van die mees bekendste gedeeltes in die Ou Testament. Julle almal het hom geteken toe julle in die kinderkerk was, julle het dit ingekleer, julle het vir mamma en pappa gewys, kyk wat het ons geleer in die kinderkerk. Maar ek wonder wanneer laas het jy hom gelees as volwassene? Ek wonder wanneer laas het jy, dat sy boete, hou bene hou, daar gaat ons, laat kommers, wat agter ons, kom ook in die kraal, okay. So, hier is die incredibleste storie, en omdat ons nou so systematies deur die woestyn werk, hoofstuk vir hoofstuk op party plekke, toe lees ek nou hierdie storie met ander oë. En hierdie storie ruk my tot stilstand. Ek verstaan nie wat daar aangaan nie, dit klink nie reg wat daar gesê word nie, en ek kan nie glo ek het dit nog nooit raak gelees nie. So daar's allerlei dinge in hierdie storie. Het jy al gehoor van, dit is 'n gelaaide storie? Hierdie storie is gelaai. So om by hierdie storie uit te kom, moet ons gou eers sorgvuldig net hersien, waar trek ons nou? Want ek wil jy moet met daai selfde agtergrond saam met my nou in hierdie storie ingaan. Want hierdie storie sal jou asem wegslaan, as jy net saam met my die agtergrond verstaan, hoe gaan ons in hierdie storie in? Ek weet julle is nou baie nuuskierig, ek weet, mense by die huis, moenie vooruit kyk nie. Want hulle kyk, jy sien wat hulle doen, hulle kyk by die huis en wag hulle dat ons is 'n end anders. Dan kan hulle forward die stukke wat hulle nie like nie. Nee, dan kom hulle, hy praat van daai gedeelte, en dan kom hulle weer terug. So, hou vas, bly by hom, laat die misterie klim. Ons begin by Israel. Israel bly al vir 400 jaar as slawe in Egipte. 400 jaar is, ek dink in hulle terme is dit amper 8 geslagte. Amper 8 geslagte. Kan jy dink? 8 geslagte geïsoleerd. En dan leef hulle in 'n spesifieke land in Egipte. En Egipte het 'n sekere godsdienstbeeld gehad, of 'n godsdienst uitkyk gehad. En hulle was wat ons noem, ons noem hulle, die Egiptenare was wat ons noem, nou moet ek polyisme. Polyisme is die aanbidding van vele gode. Jy het nie een God nie, jy het baie gode. So, dit is lekker, né? As jy een God vir jou 'n antwoord gee waarvan jy nie hou nie, dan skuif jy net sy beeldjie terug in die kas, maak hom toe, haal jy die ander beeldjie uit. Dan gaan jy maar so deur hulle, tot jy kry wat jy wil hê. As jy aanhou, gaan jy die regte een kry. Soos ek en Karina soms weer kyk. Ons wil so graag daai naweek iets doen, nê. Dan kyk ons as hier reën en net gaan reën, soos nee, kom ons kyk na ander ene. Ja, hy sê ook reën. Ja, die een is reg, dit gaan nie reën nie. Kom ons vat hom. Jy het al gedoen. 40 jaar. Aanbid hulle. Nie Israeliete nie, hulle is in 'n omgewing waar hierdie gode aanbid word. En nou daar's gode soos Ra, die songod. Daar is Horus, die god van die onderwêreld, die doderyk Horus. Dan is daar Iris, die god van vrugbaarheid. As jy wil swanger raak en wil kinders hê, dan sit nou sy wie jy uithaal op daai stadium. En dan Apis, die god van krag. Die god en sy simbool was hierdie os of 'n bil. Os of 'n bil. En vir elkeen van hierdie gode het hulle hierdie beelde gehad. Hulle wou gehad dat die God moet 'n gesig sien. Jy moet 'n gesig hê vir hierdie God. En hulle leef in hierdie godsdienstige atmosfeer. Vele gode, baie gode, jy maak beelde van hierdie gode, en dit is dan nou die krag en die invloed in jou lewe. So Israel leef vir 400 jaar daar. Nou sê God, ek wil jou vat as my volk. Maar ek wil vir jou eers leer, hoe gaan ons in hierdie verhouding staan? Hoe gaan hierdie verhouding lyk? En God begin met 'n paar gesprekke deur Moses na Israel toe. En hy sê vir hulle 'n paar goed, en ek lees dit van hulle, daar gaan bietjie gelees word, want ek wil hê jy moet met die agtergrond na hierdie ander skrif toe gaan. So hoe begin God? Toe Moses teen die berg uitklim na God toe,
het die Here bo van die berg af met hom gepraat en hom gesê, sê vir die mense van Jakob, vir die volk van Israel die volgende. Nou stop net eers daar. God kom doen iets baie spesifieks in die eerste tree. Hy sê, ek weet waar julle vandaan kom. Julle is nie Egiptenaar nie. Ek weet wie jy is. Weet jy hoe belangrik is identiteit? Identiteit is verskriklik belangrik. Nou met bergskool, een van die groot elemente waarmee ons werk met bergskool is dat jong mense moet weet, wie is hulle identiteit, wat is hulle identiteit en waar kom hulle vandaan? Waar kom hulle vandaan? En God kom sê, julle is die kinders van Jakob, Abraham, Isak en Jakob. Jakob se kinders was die kinders wat na Egipte toe getrek het, en dis waar julle begin het. En nou as julle baie mooi onthou, ek is die God van Abraham, ek is die God van Isak, ek is die God van Jakob, julle is eintlik my afstammelinge. Ek is julle God van voor julle geslagte nog daar was. So God wil julle met hulle identiteit hou. Moenie verwar en dink jy is Egiptenaar nie. Ek weet waar jy vandaan kom. Identiteit was uiters belangrik. Dan sê God die volgende, hy sê, julle het gesien wat ek met die Egiptenare gemaak het, toe ek julle as te ware op arendsvlerke opgelig het en aan my toe gedra het, as julle regtig gehoorsaam is aan my en vashou aan my verbond, met julle sal julle my persoonlike volk wees, tussen al die nasies van die hele wêreld behoort aan my, maar julle sal besonder die nasie wees wat aan my toegewy is, julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees, 'n nasie van wat die Here dien. Dit is wat jy vir die Israeliete moet sê. Wat is die een ding wat jy heeltyd hoor? Ek, my. God kom sê vir Israel, ek is nie soos die gode wat julle in Egipte gedien het nie. Ek is nie baie gode nie. Ek is een identiteit. Ek is die alleenwyse God. Ek is die enigste God van die wêreld, sê hy in hierdie gedeelte. Van die wêreld. Hoekom moet hy dit so duidelik vir hulle sê? Hy herhaal dit. Waarom? Want hulle kom uit 'n plek uit waar daar baie gode was. En hulle kom uit 'n plek uit waar hulle beelde gemaak het vir die gode. God moes 'n nuwe identiteit by hulle skep, en dan moes hy vir hulle 'n nuwe godsbeeld skep. Ek wil hê jy moet 'n verhouding hê, net met my. Hy sê so mooi, hy sê, want ek is 'n jaloerse God. Ek is 'n jaloerse God. So God kom maak baie seker. Hulle weet dat hy's nie baie nie. Hy's 'n God. Ons ken hom as die drie enige God, maar is nog steeds 'n God. Net God. En wie is hierdie God? Die God van die wêreld. So hy sê, Israel, moet my nie verwar nie. En dan sê hy, kyk bietjie mooi, Israel, het ek nie die Egiptenare oorwin nie? Met al hulle gode, so wat hy kom sê is, ek is nie net een God nie, ek is die enigste God, want ek is soveel kragtiger as hulle gode. Met al hulle gode, en met die magtige weermag, en die magtige farao, het ek hulle oorwin. So hy bou pedigree, wie hy is, en wat hy kan doen, want hy baie groter is, hierdie volk, en dan kom sy hierdie volgende mooi woorde. Ek vat vir julle, en ek maak vir julle myne. Ek wil jy moet altyd weet, is God se intensie met jou ook. God vat jou, en hy maak jou syne. Hy wil jou syne maak. Jy behoort aan iemand, jy het identiteit, en jy kom van ergens af. En dan, is die uiters belangrik. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uitgelei het. Ek wil hier maar die woorde onthou. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uitgelei het. Hy sê dit keer. Ons gaan nog skrifte lees en gaan jy agterkom en herhaal dit. Ek is die Here jou God wat vir jou uit Egipte uitgelei het. Dis baie persoonlike taal. Baie persoonlike taal. Julle sal nou sien hoekom moet ons dit deurwerk. Want wat nou kom is chaos. Die tema vandag is, daar's chaos op die berg. Daar's chaos by die berg. Chaos. Ok, so nou Israel is dan 'n monoïsme. 'n Monoïsme is, ons het nie baie gode nie, ons het een God, en dis die almagtige Jahwe, die Here God, die God van die hele wêreld. Ok, nou kom hy. Nou dink God, dis ook nie net belangrik dat julle weet wie ek is en wie julle is nie. Ek moet vir julle wys hoe word ek aanbid. Hoe moet ek aanbid word? En God kom in Exodus 20 en hy sê, ek lees dit net vinnig, want ons gaan nou die skrifte opsit wat ons wil hanteer. God het al die volgende voorskrifte gegee. Ek is die Here jou God, ons het dit nou gehoor. Ek is die een wat jou bevry het uit Egiptenare waar jy 'n slaaf was, ons het dit gehoor. Nou gaan hy verder. Jy mag nie nog ander gode buite my aanbid nie.
I'm one, no other gods. Okay, ons het dit. Dan sê hy, jy mag nie vir jouself afgode maak, wat soos 'n voël lyk, of soos 'n dier lyk, of soos 'n vis lyk, jy mag nie voor hulle kniel, of hulle aanbid nie. Ek is die Here jou God, die enigste God, there's no God besides me. Ek laat die oortredinge van die wat my hoor nou mooi sê, ek laat die oortredinge van die, wat my haat, nie ongestraf bly nie. Interessant, onthou, wie se sondes word nie ongestraf gebly, wie se sondes sal gestraf word, is die wie God haat. Hy sê, hierdie, die straf in die derde en die vierde geslag, sal hierdie straf julle besoek, en dan sê hy, ek straf die derde en die vierde geslag daarna vir die sondes van wat hulle ouers gedoen het. Hoor nou, maar my liefde bly egter 1000 geslagte lank staan, vir almal wat my lief het, en my gehoorsaam. Is my altyd heel baie keer gehoor, mense praat van bloedlyn vloeke, is jou pa en oupa grootjie het sondes gedoen, dan kom dit na jou toe. Die Here sê, daai goed is net 4 geslagte lank. Hy sê, maar vir hulle wat my lief het, breek daai curse. Hy sê, en dan vir 1000 jaar vorentoe sal daar genade wees, liefde wees. Sal my seën en my guns wees. Ek wil julle moet baie mooi verstaan, God was nog nooit 'n God wat net die negatief wil bring nie. Hy is eintlik 'n God vir genade. Hy is eintlik 'n God vir liefde en vir groot seën. So wat sê hy hierso? Hy sê, okay, Israel, julle weet nou, ek is een God. Julle het weer gehoor, ek red julle uit Egipte uit, julle is myne, maar nou wil ek hê julle moet die volgende weet. Jy mag niemand anders buite my aanbid nie. En dan mag jy nie gesneede beelde maak en dit aanbid nie. Sê, dis anderste, moet my nie misgis met Egiptenare se gode nie. I am different, I am holy, and holy means set aside, I'm different. Ek is anders. Julle aanbid my anders. Dit lyk anders. En net na God het vir hulle gesê het, onthou julle hoe dit gesê, ek gaan dit sommer net vir julle verduidelik. God het gekom en Moses het so teen die berg opgekom en die Israeliete het om die berg gestaan en toe God afkom na die berg toe sê hulle dis dit soos 'n rookkolom wat kilometers in die lug gaan opgaan en soos daai rookkolom afsak op daai berg is daar weerlig en donderweer en stormwinde om daai berg en dit was swaal en vuur wat van daai berg afbrand en die hele aarde bewe of daai hele omgewing bewe en die Israeliete kyk na hierdie bonatuurlike verskynsel wat hulle nie kan verstaan nie en uit daai verskynsel uit praat God met Moses en soos hy praat, klink dit vir die Israeliete soos donderweer, sê die Bybel. En toe Moses van die berg af kom met hierdie reëls en wat God sê, toe sê hulle, ons het so geskrik. Hierdie God wat ons aanbid is 'n besondere groot God. Moses moet asseblief laat hy nooit weer van aangesig tot aangesig. Ons wil dit nie weer sien nie. Dit was vir ons scary. Weet dis eintlik maar sê pa het nie meer skoon onderbroeke in die huis nie. Dit mag nooit weer gebeur nie. Ons weet nou hy's God, ons weet hy's in beheer, ons weet hy kan enigiets doen. Imagine hoe sal jy voel as jy dit moet sien? Imagine hoe sal jy voel as jy dit moet sien? Sal jy dit ooit in jou lewe vergeet? Ons praat van 'n kosmies katastrofiese gebeurtenis. En God wat praat uit hierdie wolk uit. En Moses kom hier af en hy sê, dis hoe julle God gaan bid, julle gaan nooit 'n ander God aanbid nie. Julle sal weet en altyd onthou het julle uit Egipte uitgelei. Mense, julle moet dit weet, jy mag nie gesnee. Mense, ek wil vir jou sê, as ek 'n notaboekie het, daai paar goedjies wat ek gaan onthou. Ek gaan dit neerskryf. En dis tot waar ons getrek het. Nou kom ons by ons nuwe gedeelte. Eksodus 32. Eksodus 32. Hier is ons skriflesing. Die Here, laat ek net gou die vooraf gee. Toe Moses afkom, toe kom hy nou af en hy gee vir hulle hierdie waardes en die Bybel sê vir ons, toe sê hy vir hulle, ek moet nou teruggaan om verder met die Here te praat oor die res van die reëls, want ons weet daar 613 reëls. Hulle het nog nie die eerste 10 gekry. En hy wil teruggaan teen die berg op en hy sê vir hulle, julle mag nie vir my, julle moet wag tot ek terugkom. Die Bybel sê hy gaan 40 dae lank weg wees. En toe Moses weer weggaan, toe kyk die Israeliete soos hy op teen die berg gaan en soos hy met God praat, sê hulle, dit gelyk of die berg aan die brand is. Nou moet julle hierdie prentjie hê. Die Israeliete staan hulle kamp op om die berg. Elke keer as hy teen die berg op kyk en hulle sien God is nog besig met Moses, want dit is nog 'n aardbewing gevaar, dit is nog brand op die berg.
God is nog besig. 40 dae, net 40 dae, ons praat nie van jare nie, 40 dae. So, natuurlik minder as 40 dae, want hulle kon nie 40 dae wag nie. Hier gebeur die volgende. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom maak vir ons gode, wat voor ons kan trek. Want hierdie Moses, die man, hoor die taal, wat ons uit Egipte laat optrek het. Ons weet nie wat het van hom geword nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe, wat julle aan julle ore, van julle vroue en julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk wat hulle aan hulle ore was. Ek hoop hulle het netjies uitgehaal. Dit klink redelik wat jy met jou jong laaitjie wil doen as hy in graad 4 met 'n oorbel by die huis aankom, né? Okay, is 'n redelike gewelddadige episode. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk waar hulle ore was en Aaron gebring. Hoor nou, en hy het dit uit hulle hand geneem en dit met 'n bytel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is julle gode, o Israel, wat jou uit Egipte laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou. En Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot eer van die Here. En wat verder gebeur is, kom ons onthou nou, dis nou dalk 30, 35, dalk 38 dae na Moses teen die berg op is. Hulle staan in die skaduwee van die berg waar God 40 dae terug kosmies katastrofiese openbaring gehad het. En nou nog wat hulle sit kyk, hulle op en hulle sien die vuur, want Moses praat nog met God, die Bybel sê toe hulle opkyk en sien hulle vuur op die berg. En hulle sê, het Moses dalk dood gegaan? En raai wat gebeur? Hulle maak hierdie kalf, hulle maak 'n altaar voor die kalf, en hulle begin daai volgende dag offers bring. En hulle begin dans, en die Bybel sê, dit was soos daai partytjie waar jou familielede bykom, wat jy nie meer vriende is nie, nee, is net hulle partytjie so. Die partytjie het hand uitgeruk. Nou, ek wil nie weet wat dit beteken nie. Was jy al by 'n partytjie wat hand uitruk? Dis wat hier van bo af gebeur. En dan sê die partytjie het hand uitgeruk. En God kyk van bo af. En hy sê hierdie woorde, ek wil jy moet mooi hoor. Hy sê hierdie woorde. Moses, daardie volk wat jy, sien my mense nie, daardie volk wat jy uit Egipte gelei het na hierdie land toe, hulle tree verkeerd op, gaan af na hulle toe. Ek lees hierdie ding, maar klink nie reg nie. Gaan af na hulle toe. Wat pla my? Nou is dit ewe skielik, daardie volk is nie meer my volk nie. Moses, jy is die ou wat hulle gelei het. Dit klink nie vir my reg nie. Ek lees hom weer deur. En ewe skielik spring 'n klomp goed vir my uit wat nie daar hoort nie. Het julle gelees in die begin? Hoor gou mooi. Die Bybel het elke keer tot dusver gepraat van die kinders van Jakob, Israel, die Israeliete. As God verwys na Israel, is dit altyd die kinders van Israel of die kinders van Jakob. Nou het Exodus 32 begin met, toe die volk sien Moses kom met die volk. Okay, ek weet nie wie die volk is nie. Ewe skielik is dit nie meer Israel nie, is nou die volk. Vir die eerste keer, as jy alles lees, is dit Israel, Exodus 32, die volk. Nou dink ek van myself, wat het nou ewe skielik hier gebeur? En ek lees verder, en as jy nie die volk nie, dan kom hy en dan sê hy, hoor nou hierdie stelling wat hy maak, toe die gegote kalf uitkom en hy's gemaak, toe sê hulle, daarop sê hulle, o Israel, hier is julle gode, wat julle uit Egipte gelei het. Skus? Wow, hier is iets fout. Ek sal daarvan hou om te weet wie's die hulle wat dit vir die Israeliete sê. Hoor mooi. Dis nie die Israeliete wat sê hier is ons God nie. Daar is 'n hulle. Daar's 'n hulle wat sê, o Israel, hier is julle gode.
En hoor baie mooi, Aaron het nie gesê, kom ons aanbid hierdie God nie, is eers nadat hulle gesê het, hier is julle gode wat julle uit Egipte gelei het, toe sê Aaron, kom ons maak 'n altaar en ons aanbid God. Toe kom Israel by, en hulle aanbid, hulle offer, en hier begin dinge ernstig skeefloop. My vraag is, wie is hierdie hulle? Wat is hier aan die gang? O Israel, toe sê hulle vir hulle, o Israel, hier is julle gode. Hier's wat ek vra. Hier's 'n groep mense, en God is laat. Hy's nie betyds nie. Hulle wag. Hulle is nie meer lus om te wag nie. So my vraag is, na wie luister jy, wanneer God laat is in jou lewe? Na wie luister jy, wanneer dinge nie so gou gebeur, soos jy wil hê dit moet gebeur nie? Na wie luister ons, wanneer die kerkie klaarkom, wanneer ons wil hê moet klaarkom nie? Baie versigtig weet nou wie luister, want het klink vir my, daar's 'n klomp hulle om ons, wat graag sal wil opinies lewer, oor wat presies hier aan die gang is. Daar's 'n paar dinge wat baie interessant is. Kinders, as ons wil weet wie is hierdie hulle, nou is daar 'n paar leidrade in die Bybel, en dis hoekom mens baie keer jy lees hierdie storie by jouself, maar jy onthou nie wat het alles voorheen gebeur nie. Ek weet nie of julle dit weet nie. Is dit net Israel alleen wat uit Egipte uitgetrek het? Of is daar 'n hulle by? Kom ons gaan lees, luister mooi wat sê hy. Eksodus 12 vers 37. Dis lank voor hulle uit, dis voor hulle uittrek, nee, dis lank voor al hierdie goed gebeur. Hoor wat sê hy? En die kinders van Israel het van Rameses na Sukkot weggetrek, omtrent 600,000 te voet, die manne buiten die kinders. En 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en die kleinvee en beeste 'n groot hoeveelheid vee. Die Engelse vertaling sê, a great multitude followed them. So dis nie die Israeliete wat alleen uit Egipte uittrek nie. God sê, die Israel, jy is my volk. Hy sê nie die gemengde mense, jy is my volk nie. As God vir Moses opdrag gesê het, kom staan nie om die berg, het hy die opdrag spesifiek vir die Israeliete gemaak, die kinders van Abraham, Isak en Jakob. Maar wie was hierdie gemengde groot groep? Die Hebreëus het 'n woord, wat eintlik vertaal word in Engels met die riffraff, die uitgerafeldes, die mense wat nie Israel is nie, die riffraff. Groot menigte van hulle het saamgetrek. Baie van hulle sê, kan dit dalk Egiptenare wees, wat agtergekom het, hierdie God van Israel is baie gevaarlik. Kom ons bly eerder naby aan Israel, en ons trek saam met hulle weg, want hy het al ons gode oorwin. Al ons gode oorwin. Het God vir Moses opdrag gegee en sê, ja, jy mag hulle saamvat? Nee, dalk het Moses uit sy eie goeding gedink, laat hierdie mense saam ons trek. Maar vir een of ander rede, is daar ander mense wat saam die Israeliete trek. Dan is daar 'n paar ander ding wat my pla. Het jy gehoor hoe sê hulle? Hulle sê, hierdie hulle het gesê, Moses is verlang al weg. Wie gaan ons nou lei? So daar's 'n groep mense wat dink Moses het hulle uit die woestyn uitgelei. Wat het God heeltyd in elke kommunikasie gesê? Dis ek, die Here jou God, wat jou bevry het uit Israel uit, wat jou belei na die beloofde land toe. So mense, my vraag is, na wie luister ons? Na wie luister ons, wanneer ons dink God is nie betyds in ons lewens? Na wie luister jy as jy dink God is nie betyds in jou eie lewe nie? Het jy al 'n gebed? Het jy al gebid vir iets en jy vertrou en jy hou vas, maar die antwoord kom nie so vinnig as wat jy wil hê nie? Vertrou jy die Here vir deurbrake in 'n familielid se lewe, maar dinge gebeur nie so gou as wat dit moet gebeur nie? Weet julle wat? Ons moet een ding besef vandag. Dat daar is 'n vyand wat graag vir jou wil leuns vertel. Kom ek wys vir julle hoe die vyand se leuns gegroei en hoe het dit begin. So. Daar is 'n volk mense wat sê, kom ons maak vir ons gode. Dink julle dis die Israeliete se taal? Israel het keer op keer gehoor, is een God, is 'n monoteïsme. Wie het gode? Egiptenare het gode. Hoe lyk hierdie God wat hulle toe maak? Dis toe 'n kalf.
Dis 'n kalf, is 'n bulletjie. Met ander woorde, dis in lyn met die God wat hulle aanbid in Egipte. En hier is die ding. So hulle maak iets heeltemal verkeerds. En nou sê hulle, luister vir wie luister Israel. Hulle sê, o Israel, sien julle hier die God? Dis eintlik dieselfde as julle God wat julle uit Israel uit Egipte uitgelei het. Dis dieselfde God wat julle uit Egipte uitgelei het. Die vyand. Ons praat van die duiwel. Ons preek nie baie oor die duiwel nie, want ons lief van baie ligkans gee nie. Ons het nie baie te sê oor hom nie, maar daar is geleenthede waar ons hom moet erken. En ons moet kyk wat is sy doelwit, wat is sy werk. En wat hy doen, die Bybel sê hy is die koning van die leenaars, en hy het 'n baie spesifieke werk wat hy doen, en hy het baie spesifieke strategieë. Hy kom en hy vat dit wat mooi is, en hy meng dit met dit wat sleg is. Die Bybel sê vir ons baie keer, hy kom soos 'n engel van die lig, met ander woorde, hy vermom omdat jy hom nie kan herken nie. En in hierdie geval was daar 'n groep mense. Nou, ek kan nie vir jou sê, was hulle Egiptenare, was hulle ander nasies wat daar was nie, maar wat ek vir jou wel kan sê, as hulle kom en hulle vat iets wat lelik is, en hulle meng dit met waarheid. Julle God het julle mos uit Egipte gelei, hier is julle God wat uit Egipte gelei is, en vir een of ander wyse aanvaar Israel dit. Op een of ander manier aanvaar hulle dit, en hulle kom bou 'n altaar voor hom, en na Aaron lei hulle, en hulle het almal, voor hierdie, nie almal nie, ek dink die meeste, het voor hierdie ding aanbid en gedans en hand uitgeruk. God kyk van bo af, en gaan kyk mooi, as jy daai stuk lees, dan sê God daar, toe hulle die kalf bou, het God niks so moois as gesê nie. Hulle sê, die kalf begin bou, is toe Israel eers begin offers doen, en voor hom dans, toe sê God, Moses, jy moet nog gaan kyk, daai volk, gaan kyk wat doen hulle. En hy stuur vir Moses af soontoe. Ouens, een van die groot dinge wat ons moet weet, daar is 'n vyand. Ons praat nie baie daarvan nie, maar ek wil dit graag vir julle sê. Daar is 'n vyand wat teen alles is waarvoor God staan. Hy teen alles wat mooi is, hy teen alles wat rein is, en hy teen alles wat heilig is. En as daar van hierdie dinge in jou lewe mooi, rein, godly, 'n verhouding met God is, die vyand se grootste ding is, hy wil verhouding breek tussen jou en God. Hier ontstaan 'n incredible verhouding tussen God en sy volk, en hy doen al die moeite om vir hulle te sê, ek is julle God, ek het julle bevry. En nou wil hy, Israel moet nou dink, nee, 'n ander God het hulle bevry. 'n ander God het hulle weggevat. En hy gee nie om of hulle vir daai bil die naam Jahwe noem nie, want dis wat hy doen. Hy kom vat iets waar, en hy meng dit met 'n onwaarheid. Hy kom meng dit met iets wat nie reg is nie. Onthou julle vir Eva in die tuin? Onthou julle, hy is die vader van leuns. Hy kom eers mooi. En hoor, dit is so mooi. Ek dink die Bybel sê dit so duidelik. Hoor gou. En die vrou antwoord die slang. Die slang vra vir die vrou. Hy sê, is dit nie so, dat die Here gesê het, julle mag nie van die boom van lewe eet nie? Is dit nie ook so nie? Met ander woorde, hy kom na haar toe, en hy bevestig alles wat die Here gesê het. Kan jy sien, hy win daaroor. Die Here het mos gesê, julle mag nie van hierdie boom eet nie. Is dit, hy kry samesyn, hy kry dat ons voel, ons kan jou vertrou. En wat is die tweede ding wat gebeur? Dan kom sê hy vir hulle, maar weet jy wat? Hy las 'n stukkie aan. Die Here wil nie hê dat julle moet van hierdie boom eet nie, want as julle dit doen, gaan julle soos ook kennis van goed en kwaadheid, en julle gaan soos hy word. Het hy alleen vertel, mense? Eintlik het hy nie alleen vertel nie. Hy het gesê, julle sal sekerlik nie sterf as julle van hierdie boom eet nie. Het Adam en Eva gesterf toe hulle van daai boom eet? Nie fisies nie, dat geestelike goeders gebeur, maar nie fisies nie. So hy kom vertel halwe waarhede, maar hy verdraai sy waarhede. En wat ek en jy agterkom, is wanneer die duiwel na ons toe kom, dan kom hy met die woord van God. Hier is die God wat jou uit Egipte uitgelei het. En as ons nie sensitief is, dan glo ons die res wat hy sê. Onthou julle vir Jesus op die berg, toe hy aangeval is, en toe hy sy temptation, die toetsing van hom in die berg, onthou julle hoe die duiwel na hom toe gekom? Elke keer, staan daar nie geskrywe nie. Die Bybel ken die woord, hy ken die woord van God, maar hier is die ding, as jy wil luister baie mooi, dat alles volgens die woorde van God is. Alles moet volgens die woord van God wees.
is. Jy kan nie die ding in die naam van die Here doen, maar die ding wat daarop volg is nie meer in die naam van die Here nie. So as ons te doen het met 'n vyand, en hy kom soos 'n engel van die lig, dan moet ons weet dat hy het 'n strategie hoe hy kom. En ek het vandag gedink, as dit vir jou belangrik is om 'n verhouding met die lewendige God te hê, dan moet jy weet wie hy is en jy moet weet wat is sy strategie. Jy moet weet wie hy is en wat is sy strategie. En ons kan hier in die begin van God se verhouding met hierdie volk sien dat iets verskrikliks daar gebeur en hulle het hulle ore aan vriende en mense uitgeleen wat vir hulle 'n gedeelte van die woord bring, maar nie die volle waarheid nie. Hy is die vader van leuen. So, wat is die duiwel se strategie? Eerste plek. Die Bybel sê hy vermom homself, hy kom nooit en lyk soos die bose wat hy is nie. Hy kom soos 'n engel van die lig. So wees baie versigtig, wanneer jy wil om jou kyk, waar is waarheid? Die waarheid gaan nie lelik, die leuns gaan nie lelik lyk nie. Die leuns sal baie mooi, baie begeerlik en baie aanvaarbaar lyk. Die tweede groot ding is, hy kom met halwe waarhede. Halwe waarhede. Hy wil net hê jy moet een keer sê soos Eva, ja, God het dit gesê. Ja, hy het dit gesê. Jy moet hom dophou, want jy kan nie luister na halwe waarhede nie. Goeders moet totaal en al in lyn met God se woord wees. Hy probeer baie keer, amper die meeste keer, probeer hy doen wat hy doen in die geheim. Hy wil iemand anders moet sien. Hy kom na Eva toe, sonder dat Adam sien hy kom na haar toe. Hy kom na Eva toe, sonder dat Adam sien hy kom na haar toe. Hier is een ding wat die woord van God baie duidelik sê. Hy sê, dit wat in die lig is, wil na die lig toe kom. Dit wat in die duisternis is, haat die lig. Haat die lig. En hierdie ding is so belangrik. As die duiwel kan wegkruip, en jy weet nie van sy werk en sy invloed in ons lewens nie, dan kan hy die meeste skade maak. Hy kom nooit oop en bloot nie, hy kom altyd in die geheim, en hy probeer, iemand het een keer gesê, en ek het dit onlangs gelees, hy sê, when you sin, sin openly. Moenie in die donkerte sonde doen, laat iemand daarom kan sien en jou kan help. Sondig openlik, laat almal dit kan sien, laat jou siel tot redding kan kom, want die duiwel se grootste een is, hierdie dingetjie, is net tussen my en jou. Kom ons hou het stil, weet jy wat, hy kom met wyse woorde, jy kan nie met jou vrou deel nie, jong, sy gaan nie verstaan nie, weet jy, sy is op 'n moeilike plek in haar lewe, jy kan nie die met haar deel nie. Want hoe langer jy dit vir jouself hou, weet jy wat is die grootste teenvoeter vir hom? Is wanneer iets gebeur is, deel dit met jou lewensmaat. Wanneer iets in jou lewe gebeur, gesels met iemand, kom sing iemand by die gemeente, gaan sing 'n vriend wat ook 'n kind van hier is, en sê, hierdie ding het begin in my lewe, ek weet nie waar hy vandaan kom nie, hierdie is die gedagtes wat deur my vloei, ek weet nie hoekom dink ek het nie, ek ervaar, is hier nie iets moois in nie. Jy sien maar die oomblik, as Israel, net na Moses toe kon gaan en sê, Here help vir ons, is hierdie beeld regtig U wat ons gelei het? Kom dit regtig van God af? Maak dit oop en praat daaroor. Kry dit in die lig in. As hy sy sin kan kry, wil hy graag jou verhouding breek met God. Wat is 'n ander ding wat hy doen? Hy kom altyd na jou swakste deel toe. Hy bly weg van die areas waar jy sterk is in jou lewe. Is soos 'n stad. Hy kom na die plek toe waar die muur op sy swakste is. En dan wil hy nie net Hy wil net 'n aanval maak op die swakste area van jou wese nie. Wat hy wil doen is hy herinner jou aan hoe swak jy is. Ek wil jy moet een ding baie mooi weet. As ons met emosies praat, ons werk baie met die bergskoolkinders met emosies. Die een emosie wat nooit van God na jou toe kom nie, is 'n emosie wat ons noem shame. Shame is werk van die duiwel vir jou te wys jy's niks werd nie. Ons mag soms skuldig voel, dit kan van die Heilige Gees af as 'n groot verskil, maar shame is wanneer jy agterkom as niks moois in my nie, shame is wanneer jy agterkom ek is dit nie werd nie, God sal dit nooit vir jou sê nie. As God na jou toe kom, die Bybel sê Christ come and take our shame away. Christus het ons skande weggevat. God kom was ons skoon en maak ons nuut, hy vat ons skande weg. As 'n kind van die Here met shame sê, as daar shame in jou lewe is, weet al, dis 'n een of ander strategie van die duiwel. Hy wil hê jy moet min dink van jouself, want as jy min dink van jouself, gaan jy minder dink van God, want jy is geskape in die beeld van God, as sy werk. As hy jou kan afbreek en afkraak, wil hy dit doen. Hoe staan ons op teen 'n boelie?
Hoe staan ons op teen 'n boelie? Ons praat nie baie daaroor in die kerk nie, en ek het nou juist gedink dat ons hom net volmaak. Hoe staan ons op teen 'n boelie wat jou verhouding met God wil skade maak? In die eerste plek, jy weerstaan hom. Ons moet resist. Dit is die pragtigste Bybelvers, Jakobus 4 vers 7. Hy sê, onderwerp julle aan God. Onderwerp julle aan God en weerstaan die duiwel. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Hy sal van jou af wegvlug. Onderwerp jou aan God eerstens. Bid. Buig jou knie. As jy voel, daar is iets wat skadelik vir jou siel sal wees, skadelik vir jou verhouding, sal wees skade vir jou verhouding met God sal wees, buig jou knie voor God en sê, Here, ek soek hulp. Ek probeer altyd vir jong mense sê, ek sê, die eerste gebedjie wat jy bid is soos 'n flare wat jy opskiet, SOS, kom help, Here. Die duiwel sal die eerste ding wil doen, hy sal wil hê, daar moet geen gebed wees nie, hy wil dit in die donker, hy wil dit geheim hou. Buig jou knie en sê, Here, kom help. Here, kom help. Ek weet nie of die waar is, die voel nie vir my lekker nie. Ouens, ek wil nou vir jou sê, as iets nie klink soos God nie, luister baie mooi daarna. Luister baie mooi daarna. Dan die tweede ding is, dan weerstaan jy hom. Hoe weerstaan ons hom? Ons kyk na Jesus, toe Jesus in die woestyn getoets was, het hy die duiwel weerstaan. Eerstens, hy het gevas en bid. Hy het woestyn toe gegaan om te vas en bid. Jy weerstaan die duiwel as jy begin met God praat. Hy wil glad nie jy moet met God praat. Hy wil jy moet met God aan God raak. Hy wil jy moet naby aan God kom nie. As jy in die moeilikheid is, bid. Nou sê iemand, ja, kom maar wat bid ek? Jy bid net wat jy kan. En as jy nie veel woorde het, dan sê net, Here, ek is hier, kom help. Here, ek is hier, kom help. Want ons het laasweek gekyk, die gebede wat God graag hoor, is gebede wat uit die hart uitkom. Nie wyse woorde en fancy woorde nie. Dis die mees eenvoudigste, simpel woorde wat jy kan uitkry op daai oomblik. En dan, wat is die tweede ding moet jy doen? Jy gaan na die woord van God toe, want kyk wat probeer die duiwel doen. Hy probeer jou weg van die woord van God af kry. Hy sê, Israel, sê eintlik God wat julle uit Egipte uitgelei het, nie? Dis Moses. En dan is Moses dood. Hy's gone, hy's weg, ons dink hy kom van daai berg af weer nie. Hier is julle gode. So wat doen jy? Jy vat hom weer met die woord van God aan. En wat ek sou nou graag vir Israel wil sê, is staan op. Sê nee, dis nie waar nie. Eerstens, Choma, jy kom na my toe met gode. Ek kan bid 'n een alleen wyse God. Hy is net een, hy is betroubaar, hy is kragtig. Hy het al die Egiptiese gode vernietig, geoorwin. Die Egiptenare is oorwin. Jy praat van God met die duiwel. Sê vir hom, nee, dit wat jy vir my sê is 'n leuen. Weet jy baie keer waarmee die duiwel kom? God het van jou vergeet. Jy is alleen. Jy is alleen. God hoor nie jou gebede nie. Ek kan bid 'n God wat luister. Hy het die Israeliete se slawe en hulle pyn gehoor. Hy het gekom help. My God, hoor, al is hy nie vandag hier nie, gaan ek weer staan en gaan vashou, want hy is op pad terug. Ek is dalk op dag 38, oor 2 dae kom Moses weer van die berge van hoor ek wat gesê God. Ek hou vas, ek weerstaan. En waarmee weerstaan jy? Weerstaan met die woord van God. Christus het elke keer gesê, Bybel gesê, die Bybel sê jy kan bid vir daai klip en dan kan dit brood word. Dan kom Jesus elke keer, 'n mens met die woord van God. 'n Mens sal nie alleen van brood lewe nie, maar vir elke woord wat uit God uitkom. Elke woord wat uit God. So hoe weerstaan ons? Ons weerstaan met die woord van God. Sê vir my, Jakob, maar ek ken nie die Bybel so goed nie. Ek kan nie alles uit my kop uit onthou nie. Ag, roep dit vir God vir hulp. Vra vir die Heilige Gees om te kom help op daai oomblik. En hier's 'n ding wat jy sal agterkom. Die Bybel het 'n baie mooi ding. Hy sê, die helper is die Heilige Gees wie ek en jy gekry het. Hy sê die helper sal jou herinner aan elke woord wat Christus gespreek het. So jy het eintlik die totale woord in jou. As Christus in jou is, dan het jy die woord in jou. En as jy nie die woord kan uitspreek en jy kan nie self uiting gee aan daai woorde nie, sê net, Here, maak die woord in my oop en laat die vyand, die woord van God, teen die woord van God vasloop. En dan wat sê Jakobus 4 vers 7? Onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, dan sê hy die woord. En hy sal van jou wegvlug.
Hy sal van jou wegvlug. Op hierdie dag het die duiwel gekom en hy het laat die Israeliete luister. En wanneer het hy hulle aangeval? Toe hulle op hulle swakste is, toe hulle bekommerd is, Moses is al lank weg. Waar is Moses? Toe luister en leen hulle ore uit na halwe waarhede en volle leuns. Ek wonder of jy al sulke ervarings gehad het. Ek wonder of jy al ervarings gehad het waar jy lank gewag het. Ek ervaar is mense wat vandag sit en wag. Jy bid en jy vertrou. En jy wil graag hê die Here moet deurbraak bring. Daar's 'n familielid vir wie jy bid. Daar's 'n besigheid wat jy glo gaan lewe hê in die toekoms. Daar's 'n verhouding wat moet herstel by jou huis. Ek wil vra vandag weer staan. Hou geloof, bly staande. Laat die winde van leuns jou omwaai nie. En as God dink is nodig om lank te vat, geloof my, dis goed vir jou om te wag. Onthou julle dat hulle hierdie toetsie met die kindertjies gedoen mos, né? Waar hulle gekyk het na delayed gratification, waar hulle vir die kinders in 'n kamertjie met 'n kamera op hulle met 'n groot bak marshmallows en dan wat hulle gesê het is vir die kindertjies, okay, hier sou die reëls werk. Sit 'n kindjie redelik klein, sit hom voor hierdie bak marshmallows. As jy geen marshmallow vat nie vir 2 minute lank, dan kan jy soveel marshmallows eet as wat jy wil as ons terugkom. Dan sit hulle daai bak en sit daai kinders en kyk daai marshmallows en kyk hulle rond. Kyk daai marshmallows. En dan is daar van die kinders wat nie kan nie. Hulle moet 'n marshmallow nou hê. Hulle vat hom nou. En as hulle daai marshmallow eet, dan kom die mense in en sê hulle, okay, nou vat ons die marshmallows weg. Maar dan is daar van die ander kinders, dan sien die bak marshmallows voor hulle, maar hulle is eintlik net baie lief vir marshmallows, so hulle wil baie meer as net een hê. En so hulle hou vas, naderhand kou hulle aan die tafel, hulle sit op hulle hande, hulle spring en dans rond, hulle kan dit nie meer hou nie, tot 2 minute om is, en hy deur gaan oop en gryp hulle marshmallows, dan kan hulle eet. Bewys dat die kinders wat bietjie uithou, die lei, kan wag, het soveel beter presteer op sekere areas van die lewe. As Karina nou hier saam met kan stem, Milan sal dit nie maak nie. Hy is 'n marshmallow gryper, hoor ek sê vir jou, hy sal marshmallow eet. Maar ek wonder, as jy sit en wag vir die Here, en die Here voel of hy laat is, hier's 'n paar leuns wat ek wil hê vandag, jy moet glo as dit in jou oor gefluister het. God het jou nie gehoor toe jy bid nie. Dit is 'n leuen. God hoor alles, hy sien alles, hy is alomteenwoordig. En vir al sy kinders van hulle opreg na hom toe kom en uit die hart uit bid, hy hoor dit. Hy hoor dit. God is dood, hy is in die slaap, hy gee nie meer om nie, nee. Our God is still willing and able to help. Glo dit, hou dit vas in jou hart. Dalk sit en hoor jy vandag. Nee, daar's 'n ander groot ding wat ons doen. Is wanneer God laat is. In hierdie geval het dit gebeur. Dan wil ons sake in ons eie hande neem. So ons Here, okay, ek het vir jou gevra vir dit mos. Nou vat ek dit terug, nou gaan ek jou help om dit reg te maak. Jy weet wat dit jou bring, né? Groot moeilikheid. Onthou julle vir Abraham hoor by die Here sê vir Abraham, jy gaan 'n nasie, jy gaan uit jou uit, gaan jou nageslag soos die sand van die see wees. Abraham is baie oud, sy vrou is al oud, en Abraham wag vir daardie belofte. God se timing werk nie uit nie. Abraham raak frustreerd, wat doen hy? Hy neem sy vrou se slavin om 'n kind te verwerk, want Sara kan nie 'n kind kry nie. En julle, wat het daar uitgekom? Ishmael. En daaruit het 'n nasie gekom wat vir Israel sit vandag nog moeilikheid gee. Dis die oomblik wanneer ons aan God vra om te help en na ons 'n ruk gewag het en dit werk nie lekker uit vir ons nie, dan sê ons, okay, Here, ek gaan nou dit terugvat. Ek gaan jou help om te doen wat ek dink jy moet doen. Ons wil hou daarvan om dit in ons eie hande te vat. Moenie leuns glo nie. God is nog nie klaar met jou nie. God droom nog oor jou lewe. Hy is nog opgewonde vir jou lewe. En as jy besig is om te wag, weet, dis goed vir jou om te wag. Staan vas met geloof. Soek die waarheid. Weerstaan die duiwel met alles in jou. Kom ons bid saam.
Ag Here, ek dank U vir hierdie wonderlike skrif in die woord. En as ons mooi daarna kyk, kan ons sien hoe U met Israel 'n pad gestap het. Here, hoe hulle moes geleer het en hoe hulle moes soms foute maak om met daai foute uit te leer. Here, vandag kan ons teruggaan en ons kan kyk daarna. En ons kan wysheid daar uithaal vir ons eie dag, vir ons eie lewens, vir ons verhouding met God. U Gees kom in ons en maak ons oë oop, Vader, om in die woord te kan wees en te kan sien waarmee God besig is. Here, ek bid dat U ons sal kom help en ons sal bystaan. Help ons om te kan wag. Help ons om vrede en blydskap te kan ervaar terwyl ons wag. Help ons om die vyand te erken lank voor hy gekom het. Help ons, Vader, om te kan weerstaan, te kan sterk staan en in geloof bly. In Jesus naam. Amen. Dankie vir almal wat online gekyk het en ons nooi julle almal uit, daar's 'n lekker koppie koffie daar agter. Geniet die week, baie dankie.